Sweaty. Ons het gou Black Rock gehike. Dis hier net naby ons huis in die berge van Karonkata. Jy ry 'n lelike grondpaadjie hier na toe met jou bike. Wat jy Nie regtig vir skooters gebou nie, maar Nicola het nie oor as ons altyd nie. Anyway, so ons het dit nou gou gedoen en hier's nou mense wat hier aankom met quads. Wat nie braaf genoeg is om met hulle skooters te ry nie. Ons kyk 'n bietjie. Anyway, hier's nie so baie mense gewoonlik nie. So ja, Black Rock Viewpoint is omtrent so dink so 7 kilos van ons huis af in totaal. Dit is so 5 kilos tot op die grondpad en dan is dit so 2 kilos tot op die grondpad self. Maar die 2 kilos op die grondpad vat omtrent so 10 minute. Die eerste deel is okay, julle sal sien, hier waar ons nou ry is nie te bad nie. Maar ja, dan staan er nou in die middel 'n deel wat seker nie eintlik bedoel is vir skooters nie. Jy moet hom maar bietjie stadiger vat. Daar is dele in die begin van die pad wat sement is. Ek dink hulle het dit probeer sement, maar dit reën so baie hierso dat dit nie gehou nie. Want in die begin is daar 'n klein Boeddha statue en hiervoor is daar 'n restaurant aan die regterkant met 'n mooi view. So ek dink hulle wou dit sement tot op daai punt. Maar ja, dit het nie regtig uitgewerk met al die reën in Phuket nie. En hier begin die moeilike deel. Hier is die meeste erosion en baie klippe en ja, dis maar 'n stadiger oprit hierdie stukkie waar jy voete aan die kant af staan want jy loop eintlik partydele op in plaas van ry. En soos het ons opgery het, daar 2 ander skooters afgekom en hulle het actually mense agterop gehad, so ek dink dit was vir hulle bietjie moeiliker as vir ons. Ja, na daai ergste deel raak die pad eintlik weer 'n bietjie alright. Maar hy lyk 'n bietjie rowwer as die laaste keer toe ons daar was. Elke keer as dit reën, dan weet 'n mens nie wat om te verwag nie. En hier is die parkering vir Black Rock. Daar was net 2 quads daar. Die ou het op sy bike gesit en gewag, die tourguide, en lekker gesing. Die ander mense het gaan hike. Pahundum, aka Black Rock.
Nee. Sy het een keer toe ons saam met Rudy en Elsmarie al daai pad afgeloop het. Hy's huge. Ja. Hy's lekker groot. Hier's nog een. Ek is so bly, hy loop eerste. Well, spiders is everywhere. So mense. Proposal. Nee. Zie ik nog stuk? Wat het is dan? Ja, reg nie. Ek net terug sit my sak. Word hierdie arm ou ge-educate. Ek wonder wat het hy gesê. Ja, toe ons bykom, toe was twee ander mense, Amerikaners, en die ou was ernstig besig om 'n uittraps te kry van sy meisie af, oor 'n woord wat hy gesê het, wat hy nie mag sê nie. Ja, almal ken die woord, begin met die letter as my naam, en ja, sy het hom goed uitgetrap, en vir hom gesê, "It's never okay to say that word." En hy het lekker skaam gekry, omdat ons, obviously, net daar aangekom het, in die middel van hulle fight. Out in Iron Beach, Iron Lake, Windmill Viewpoint, Yanui Beach, Braamtep Cape en agter is Hawaii. Die aangaan nie. Die boom ophou iemand. Anyway, let's head back. Through the jungle. Really like beter. Ek sien so. Huh?
Spiders. Ja, ek dink jou Crocs moet meer veel hikes vat nie. Ja, onderop lyk so. En dit nie so. Die wind daai is net van 'n kop is nou te laat. Waar is hy? Hy is net nie voor nie. Die wat ons van weet. Ja, hy is 'n monster. Shortcuts. Rubber. Ek kry se party van hierdie groot dik bome ook die rubber uitkry. Soos daar's ene met so ding op. Daai groot vette daar uit 'n rubber ding op. Het jy nou hulle gemis? Hulle is hier so. Hy eet ook iets. En sy maatjie. En die spin Brennan net sy bike onnodig stout.
Ja, hierdie pad is nou maar eintlik nie regtig bedoel vir skooters nie, veral nie hierdie deel nie. En soos julle hiervoor sal sien, dit is ook seker nie bedoel vir vierwiele nie. Die ou met sy meisie agterop het lekker vasgesit. To be fair, die guide het vir hulle gesê, vat daai pad, en toe doen hy, en toe kan hy nie daarop kom nie. Die pad hier aan die linkerkant af gaan na Nui Beach toe. Dit was 'n beach wat hulle privaat gemaak het en jy moes betaal het om daar uit te kom. En hulle het klomp geboue daar gebou en toe onlangs toe die government daar afgegaan en al die mense gearresteer en al die goed gedemolish want dit is tegnies op soos baie van die grond soos jy mag nie eintlik enigiets op die beach own nie. Niemand own die beach behalwe die koning nie. En jy mag ook nie eintlik tegnies structures daarop sit nie en dit is eintlik nie deel van 'n nasionale park nie, maar deel van forest areas wat hulle nie op mag bou nie. Soos julle kan sien hier aan die linkerkant. Hierdie ou se kafee is nog steeds daar so ek weet nie hoe lank gaan dit nog gaan wees voordat hulle dit afbreek nie, maar op die oomblik lyk dit of hulle renovations doen daar so sabai. Natuurlik speed ek hierdie video's op, want mense vat hierdie pad maar baie stadig en versigtig. Daar's oral soos ek sê gate en klippe en party deel is sand, party deel is sement. En elke keer as dit reën, soos ek sê, dan lyk die pad anderste, want dan het al die water nuwe slote gemaak. Maar ja, is seker nie bedoel vir 'n skooter nie. Maar ons vat hom maar stadig. En ja, jy kan seker jou skooter hier onder ergens parkeer en oploop. Dit is tog net so 2 kilometer. Dit is 'n goeie workout. Maar dit is soveel meer fun om met jou skooter te ry. En om eerlik te wees, ek sal nie my skooter by hierdie mense los nie. Ek dink ek vertrou die rental mensies nie so baie nie. Selfde mense seker wat die beach geown het by Nui, wat dit nie mag geown het nie. Na ons hike, toe stop ons eers gou by ons gunsteling coffee shop, Cafe Hill, om onsself te bederf, omdat ons so hard gestap het.
favorite coffee shop, Cafe Hill. En ons het net vir die Blackrock gehike. En dit was baie lekker geweest. En dan het ons ons afgebederf met koek en koffie. Vir sjokolademelk hier koffie. Arroy maak. Lekker Cafe Hill koffie. En ek het gou my water uitgegooi. Want dit is die tipe mens wat ek is. En dat was my sticker. Eintlik nog een opsit, maybe. Favorite coffee shop. Een lekker biskof tiramisu. Brennan met sy chocolate milk. Chokkie met 'n skof. Chokkie en 'n biskoffie. Met cappo. Al die lekker goed wat hulle het. Ons het hierdie ene gehad. Biskof tiramisu. So cute coffee shop en hulle koffie is so lekker. En is so, jy kan buite ook sit, maar hoekom wil jy as jy 'n aircon het? So nice plekkie. Al die jare ons favorite.